Ons kan blaai so lank na Filippense hoofstuk 3. Filippense hoofstuk 3, dit is eintlik nogal 'n bekende gedeelte in my Bybel 83 vertaling is dit bladsy 260 daar in die Nuwe Testament. Filippense hoofstuk 3. Ons gaan daar so een of twee verse saam lees, maar ek wil sommer net weer eens van my kant af sê 'n baie hartlike goeiemôre. Ek weet nie of ek eers almal so mooi môre gesê het net nou nie, maar hartlike goeiemôre en dan ook aan ons besoekers wat ook hier is vanoggend wat natuurlik kom deel het in die vreugde van die dope vanoggend. So hartlik welkom aan al die besoekers ook. En natuurlik vergeet ons nooit van die mense wat aanlyn nou besig is om in te skakel nie. By die werk is daar mense wat vir my gesê het, hulle kyk na hierdie diens waar hulle moet werk, selfs buitekant die stad van Port Elizabeth, Oos-London, hulle weet wie hulle is, baie hartlik welkom ook, om saam met ons so te kan wees, rondom die Here se woord vanoggend. Ons gaan lees daar uit Filippense hoofstuk 3 uit. So hou julle Bybels daar oop, ons gaan nou so intoe kom. Maar eers wil ek gou 'n vraag vir julle vra. Julle wat nou hier is vanoggend sal weet, die ander mense wat aanlyn kyk, net gou vir julle verduidelik, ons het net nou die video uittreksel gesien van die World Cup 1995 rugby wêreldbeker. En dit was natuurlik die 24ste Junie. 24 Junie 1995, as jy al gebore was, wil ek gou vanoggend vir jou die vraag vra. Waar was jy op daardie dag? Met ander woorde, dink 'n bietjie terug. Ek weet vir party van ons gaan dit dalk nou so 'n bietjie baie ver dat ons baie mooi moet nadink. Maar waar was jy daai dag gewees? Toe hierdie wêreld rugby wedstryd gespeel is. Toe Suid-Afrika die Springbokke vir die eerste keer, maar gelukkig ook daarom nie die laaste keer nie, die wêreld rugby beker omhoog kon hou na 'n uitmergelende wedstryd teen die All Blacks, die Nieu-Seelanders, wat hulle toe nou uiteindelik daarom kon die oorwinning oor behaal. Maar wat ek by jou vanoggend wil weet, hopelik het jy nou so 'n bietjie kon dink en sê, Eldrey, dit is waar ek was. Dalk was jy daardie dag by die huis gewees. Miskien het jy saam met familie of vriende, miskien op die TV die wedstryd kon kyk. Gelukkig was hy toe daarom nog ook uitgesaai alreeds. Ek weet ek was in my, was dit nou, ja, dit was dit was 95, toe ek amper klaar met my studies en ons was op 'n sendingtoer, so 'n bietjie deur die land getoer, ons studente saam. En ek weet ons was daar by die huis van een van my klasmaats in Durban nogal die dag en ons het die middag sommer daar voor die TV ons self tuis gemaak en ons het daar die wedstryd kon sien op die TV. Dalk is daar van julle wat dit op die radio geluister het. Renée het vir my so oulike, die Engelse woord is 'n podcast, Afrikaans is 'n potgooi, wat op RSG nogal so rukkie terug uitgesaai was, jy kan nog gaan soek daar as jy wil, wat dit so kort so verhaaltjie is, sommer so 'n ou storieetjie, met bekende spelers, wat iets vertel van daardie wedstryd, nogal met oorspronklike klankgrepe van die SAIK wat hulle gaan uitgrawe het, dink Heinrich Marnitz en daai mense, hoe hulle kommentaar lewer op die radio en dan hoor jy die skare en dan vertel hulle soos die verskillende punte aangeteken word. Dit was nogal regtig nie moeite werd om dit te luister. So dalk het jy op die radio geluister. Of, dit is natuurlik eerste prys, en as jy so gelukkig was om daai middag in daardie stadion te kon sit, daar was iets, ek het gekyk iets, hulle sê soos 900, iets in die 20,000 mense daardie middag was in daai stadion, dis amper 1 miljoen mense wat daar was. As jy so gelukkig was om self daar te kon wees, dan kyk, dan is dit definitief iets wat jy seker nooit sal vergeet. Is daar enige iemand, ek is nou sommer nuuskierig, wat daai middag self by daai wedstryd was? Enige iemand, steek gou jou hand op. Niemand.
Okay, daar's baie van ons wat wens seker ons kon daar wees, nê? Ek weet nie wat die kaartjies gekos het nie, maar toe maar. Okay, maar ek dink so ons het op die radio geluister, op die TV het ons 10 ingekyk. Ja, dit was 'n dag en 'n datum wat vir elke Suid-Afrikaner, maak nou nie, ek dink nie, maak nie saak watter span jy ondersteun nie, maar net die feit dat ons die eerste keer weer tot die wêreld rugby kon toetree en dan nou nog die bekers vat, is iets wat ek dink elke Suid-Afrikaner se hart net sommer warm laat klop het. Daardie vreugde. En so met die datums, dink ek is dit nodig dat ons vanoggend ook sal hoor dit wat God op sy hart het vir ons, uit sy woord uit. Want sien, Paulus, is ons baie bekende man in die Bybel, grootste gedeelte van die Nuwe Testament geskryf, volgeling van Jesus Christus, passievol die evangelie verkondig van Jesus Christus. En hy skryf onder andere hier 'n pragtige gedeelte oor sy wedloop, sy geestelike of sy lewenswedloop, waarmee hy geweet het hy besig is. Nou net weer eens van die van julle wat dalk nou nie van tevore hier was nie, ons besoekers, of het dalk so 'n bietjie vergeet het, afgelope paar Sondae staan ons so 'n bietjie stil by beelde uit die sportwêreld uit. Ons het onder andere oor Hebreërs 12 gesels, oor daardie eerste paar verse wat sê ons is besig met 'n geestelike wedloop, ons moet die oog gefestig hou op Jesus, dan sal ons nie geestelik moeg word en uitsak nie. En dan het ons ook gehoor dat ons ook besig is met 'n stryd, eintlik 'n geveg. Mense kan baie keer selfs dink aan 'n boksgeveg, en ek dink aan nou Driekus Du Plessis, hulle weet nie wat ons weet nie. Ons is ook besig met 'n geveg, Efesiërs 6, daardie deel van die wapenrusting wat sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig, teen die bose, teen die Satan. Ons is besig met 'n geestelike stryd ook. En ons moet gereed wees en ons moet reg wees, ons moet toegerus wees daarvoor. En so kom ons dan weer terug na hierdie beeld van die wedloop. Wat Paulus besef het, hy is soos elke ander mens op hierdie aarde besig met 'n lewenswedloop. Ons het gesê dis nie 'n 100 meter sprint vinnig aan verby nie, meeste van ons nie, maar dis 'n uithou, dis 'n aanhou, ons het volharding nodig om te kan deurdruk. En kom ons hoor, wat sê Paulus vanoggend vir ons, en dan gaan ek gou terugkom na die datums en terugkyk, maar ook vorentoe kyk. Hy sê hier in vers 12 van Filippense 3, ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers en ook susters, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na dit wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Net tot sover lees ons vanoggend. Veral ook dan vers 14 wat sê, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Nou, so met die datums en die terugdink in ons gedagtes. Professor Stefan Joubert, een van my groot, kon ek sê heroes nie, maar iemand mentors, kom ek sê het so, geestelike mentors, na wie ek baie opsien. Hy is Eegkerk, het hy in die lewe geroep en baie gedeeltes al geskryf en preke gedoen, hy is nog steeds aan die gang. Maar onder andere vertel hy, en dit is deel van sy lewenslese, sê hy, dat elke kind van ons, van die Here, elkeen van ons, het nodig om te kan uithou en aan te hou, het nodig om 'n paar dinge te doen. En ek dink ons kan vanoggend net so baie vinnig, weer as jy dit dalk al van tevore gehoor het, dan is dit goed om weer daaraan te herinner te word, maar dalk hoor jy dit vanoggend vir die eerste keer, dan is dit ook goed. Het ons seker nodig om 'n sekere paar dinge te doen. Eerstens, het ek en jy nodig as kind van die Here, en as ons dit doen, dan is ons deel van
gelowiges reg oor die eeue, selfs al in die Ou Testament, as ons daar na die volk Israel toe gaan, wat pad gestap het saam met die Here. Ons het net nou gehoor van die doop en die verbond en God wat na Abraham toe gekom het en gesê het, ek wil jou God wees, jy sal my volk wees, ek sal vir jou sorg, jy moet die pad saam met my stap, jy moet my lief hê, jy moet doen wat ek van jou vra. Regdeur, hoor ons het die volk Israel ook dit gedoen. Was hulle baie keer opgeroep om dit te doen deur die priesters, naamlik om terug te kyk, om te draai en agtertoe te kyk. Hoekom sê ek so? Nee, nie om jou foute en jou mislukkings te onthou en daaroor skuldig te voel nie, dis nie van die Here af nie. Nee, ons het nou juis gehoor, Paulus skryf hier en hy sê, ek maak my los van wat agter is. En as daar iemand is wat kon skuldgevoelens hê, was dit Paulus. Broer, voordat hy tot bekering gekom het op daai pad na Damaskus toe, Jesus self aan hom verskyn het en gesê het, Saulus, hoekom vervolg jy my? En hy het ons drasties radikaal tot bekering gekom. Voor dit was hy 'n fanatiese vervolger van Christene gewees. Hy het gesorg dat Christene doodgemaak word, dat hulle in tronke gegooi word vir hulle geloof in Jesus. Dis nou voordat hy tot bekering gekom het, né? So as daar iemand is wat met skuldgevoelens moes sukkel vir die res van sy lewe, dan was dit Paulus, né? Maar hy sê, no ways. Dis verby, dis klaar, dis vergewe. Ek het dit vir die Here gelos. Daai skuldgevoelens, daai laste, sleep ek nie meer saam met my. Ek maak my los, het ons nou daar gelees, van dit wat agter my is. So in daai opsig kyk ons nie agtertoe nie, né? Die Here wil ons nie kom herinner aan al ons verkeerde goeders wat vergewe is nie. Dit kom van die bose af. Maar hy wil hê ons moet agtertoe kyk, vanoggend glo ek, om te onthou en raak te sien. En so baie keer vergeet ons dit. Weet, ek is eerste in ry. Vergeet ek. As dinge begin moeilik gaan, begin ek baie keer te vra, hoekom Here? Waar is die Here? Sien U my nog? Hoor U my nog? En dan is dit glo ek die Heilige Gees wat my kom herinner en sê, Eldrey, draai net so 'n bietjie om en kyk net so 'n bietjie terug. Kyk hoe ek jou gedra deur jou lewe. Van kleins af was ek daar by jou. Dalk het jy dit nie eers besef nie. Dalk het jy dit nie eers geweet nie. Maar ek was by jou. Ek het die pad saam met jou gestap. Die volk Israel, om terug te kom na die Ou Testament. Keer op keer word hulle opgeroep om te sê, dink aan God se goedheid. Dink aan sy verlossingsdade. Toe julle slawe was in Egipte. Toe julle uitgelei is onder die leiding van Moses en na Aaron hulle. Na die land Kanaan toe, hoe ek vir julle voorsien het, hoe ek vir julle oorwinnings laat behaal het, teen die Farao, hulle laat verdrink het in die Rooi See, en soveel ander vyandige sterk volke, wat God vir Israel, wat nie eers so sterk was, soos daardie volke teen wie hulle baie keer moes oorlog maak nie, hoe dat God vir hulle die oorwinning gegee het. En hy kom herinner baie keer die volk, deur die priesters om te sê, kyk hoe goed was God vir julle. Aan sy liefde, sê die Psalm soveel kere, is daar geen einde nie. Aan sy goedertierenheid is daar geen einde nie, sê van die ou vertalings. So ek en jy moet vanoggend eerstens 'n ding doen om terug te kyk, en jy ken jou lewenspad tot hier, en God ken dit, en vra dalk, as jy dit nie kan onthou vanoggend, vra die Heilige Gees om vir jou te herinner, en vir jou dinge te laat onthou, soos wat jy vanoggend teruggedink het aan die World Cup, die 24ste Junie, 30 jaar gelede, dat jy sal terugdink vanoggend aan God se goedheid in jou lewe. Dalk was dit toe jy in een of ander groot verknorsing was, of in lewensgevaar dalk verkeer het, wat God tot jou redding gekom het. Dalk was dit toe jy jou hart vir Jesus gegee het. Dalk was dit al jare gelede, dalk was dit nou onlangs gewees, maar dink terug daaraan, dat God na jou toe gekom het, en jou geroep het na hom toe. Daar is mos daardie baie bekende ou storieetjie, so mooi, en op baie begrafnisbriefies lees 'n mens dit, van die voetspore in die sand. En ek dink die meeste van ons ken dit vanoggend, so ek gaan nou nie in detail weer vertel nie, maar dis mos die 2 rye spore wat die man op die strand gesien het, toe hy gedroom het die nag. En hy het sê, dis hy en Jesus, wat saam met mekaar, langs mekaar, daar langs die strand gestap het, sy lewenspad.
Maar hy sê, een ding kon hy nie verstaan nie, en hy sê vir die Here, Here, hoekom in die moeilikste dele van my lewenspad, was daar net een ry voetspore, jy dan beloof, jy sal my nooit in die steek laat nie, jy sal my nooit begewe nie, Jesaja 43 wat sê, al gaan ek deur die vuure, sal my nie wegspoel nie, al gaan ek deur die vuure, sal my nie brand nie, waar was jy dan gewees toe? En dan gaan die storieetjie en sê, God sê, my liewe kind, ek het dan beloof, ek sal jou nooit verlaat nie. Daar waar jy nie die een ry spore sien, is toe ek jou opgetel het en jou gedra het, toe jy te swak was om self te loop. Dis wie God is. Die God van Abraham, Isak en Jakob is vanoggend nog steeds dieselfde God van jou en my vanoggend soos ons hier sit. Op hierdie 23 November 2025. Die God wat wonderwerke gedoen het. Die God wat Jesus gestuur het. Die God wat Jesus sy seun aan daai kruis laat sterf het en laat opstaan het uit die dood uit. Dit is dieselfde God wat jou en my vanoggend liefhet en verder met ons die pad wil stap. Maar dan kyk ons nie net vanoggend terug nie. Ons kyk vanoggend ook vorentoe. Dis wat ons hier gelees het, wat Paulus sê. Ek wil dit net gou weer lees. Hy sê, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Jesus Christus. Een ding doen ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Strek my uit na wat voor is. Die Here glo ek wil vanoggend vir jou en vir my kom sê as sy kind, my kind, kyk vorentoe. Ja, kyk agtertoe om my goeie te onthou, maar kyk ook vorentoe. Kyk vorentoe. Kyk verby jou omstandighede, moenie soos Petrus wees wat uit die skei het geklim het daardie nag toe Jesus op die water na hom toe aangeloop gekom het en hulle dink dit is 'n spook en Petrus sê Here as dit U is, laat my sê vir my om op die water na U toe te kom. En Jesus sê kom en Petrus klim uit en hy begin te loop en hy sien die golwe om en hy kyk na Jesus en hy sien die golwe en wat doen hy? Hy begin te sink. Want hy het nie na Jesus toe gekyk nie. Die Here sê vanoggend vir jou en vir my, kyk vorentoe. Soos Paulus, hy doelgerig kon uithou en aanhou ten spyte van swaar kry, ten spyte van gevangenskap, ten spyte van regtig moeilike tye wat hy beleef het. Ek wil nie nou terwille van die tyd in detail ingaan nie, maar hy skryf op baie plekke van wat hy alles moes deurgaan omdat hy Jesus Christus liefgehad het. Kyk vorentoe. Fokus op daardie eindstreep. Wat doen atlete? Ek is nou nie 'n sportman, ek het dit verlede Sondag ook gesê, laas in die ry gestaan met sporttalente, toe die Here dit uitgedeel het, maar ek stel baie belang in sport. Wat doen 'n atleet as hy regtig wil hardloop vir daardie goue medalje? As hy weggespring het of sy weggespring het, dan kyk hulle vorentoe. Hulle dink, hulle sien hoe hulle oor daai wenstreep eers te gaan. En partykeer dan, deesdae met die kameras kan jy dit regkry, kan jy letterlik sien hoe van daai atlete as hulle oor die wenstreep is, letterlik met 'n sentimeter, met 'n haarbreedte die een voor die ander een verby skiet. Baie van hulle is letterlik wat hulle so met hulle bors uitstoot, sodat hulle net kan oor daai wenstreep eers te gaan. Hulle sit alles in. So wil die Here vanoggend vir jou en vir my glo ek om sê, my kind, hou jou oog op daardie eindstreep. Daardie wenpaal, wanneer is dit? Wanneer ek en jy, wanneer dit ook al mag wees, eendag as kinders van God, op daai eindstreep sal deurbars, deur daai lint sal breek, en in die hemelse Vaderhuis gaan tuis kom, waar Jesus gaan wag, ek sien dit in my geestesoog, waar hy wag en sê, jy is by die huis, hier is jy's tuis, jy's veilig. Dis wat God vanoggend vir jou en vir my, daaraan wil hy ons kom herinner. En dan ook, moet ons nie net terugkyk om God se goedheid te onthou nie, moet ons nie net vorentoe kyk na daardie eindstreep, waar Jesus vir ons wag, as ons God se kinders is nie, en onthou, dis net as ek kind van die Here is, wat ek in die Vaderhuis gaan wees, nee? As ek Jesus nie in my hart het, dan het ek nie die hemel om na uit te sien nie. Dit is ook die hartseer waarheid vanoggend. Maar ek het nog tyd, gelukkig, om reg te maak vandag, om reg te maak, as ek nog nie weet, dat ek in die hemelse Vaderhuis by Jesus gaan wees, wanneer ek sterf nie. Ek het nog tyd om reg te maak, en ek moet nie uitstel nie. Want as ek nie vir Jesus ken nie, dan gaan ek nie in die hemelse Vaderhuis nie, maar dan gaan ek in die helse vuur wees, waar God nie is nie. Ek wil nie eers daaraan dink nie. Maar ons kan regmaak.
sodat ons by Jesus sal wees wanneer ons sterf. En dan, wonderlik ook, hoor ons en wat Prof. Hubert ook sê, ons kyk nie net agter nie, ons kyk nie net vorentoe, maar ons kyk ook op. Vanoggend, ek en jy, partykeer is 'n mens so moedeloos en jy loop op onderste bo en jy kyk so vas in jou omstandighede en jy kyk so vas aan al die negativiteit. Dan vergeet ons om op te kyk. Wat sien ons as ons opkyk? Dalk nie nou so baie hier in die stad nie, maar ek het vir ons gemeente ook al vertel, die van julle wat dalk al onthou, voor die jaar het ons die voorreg gehad om as gesin so 'n bietjie weg te gaan vir 'n paar dae hier in die Karoo in plekkies soos De Rus wat ons gaan besoek het en ag, dit is net die mooiste wêreld daai kant toe. En ek sal nooit vergeet nie, die aand toe ons buitekant is by een van daai plekkies daar naby De Rus waar ons oorgebly het, is dit pik donker en daar's nie stadsligte nie. Hier en daar brand 'n liggie. En ek stap so uit en mens kyk op. Dan sien jy al die sterre, miljoene ter miljoene sterretjies wat jy kan sien. En dalk selfs 'n satelliet of 'n TV-satelliet, wat hulle dit ook noem, ek weet wat so vinnig deur die lug beweeg, kan jy ook selfs party aande sien. Kyk op, sê die Here vanoggend vir jou en vir my. Hoekom moet ons opkyk? Nee, nie net om die sterre te doen nie. Ek dink dit is 'n goeie ding om 'n bietjie uit te gaan in die aand, as dit donker is buite en op te kyk, want as 'n mens opkyk na die sterre, dan besef jy dalk net weer eens hoe klein jy eintlik maar is en hoe groot en wonderlik die Here is, dat hy al daai sterre gemaak het en hulle elkeen op hulle name ken, sê Jesaja vir ons. Boonbehalwe dit, ons kyk verder en ons sien wat Romeine 8 vanoggend vir ons wil sê. Ons gaan nie nou so intoe blaai nie, maar gaan lees dit gerus. Romeine 8, wat sê, Jesus Christus sit aan die regterhand van God, die hemelse Vader, ons hemelse Vader, nadat hy daai dag opgevaar het met hemelvaart na die hemel toe en teruggegaan het na sy hemelse Vader uit, sit Jesus Christus aan die regterhand van God, en wat doen hy? Hy pleit vir jou en vir my as sy kinders. Hy tree vir ons in op hierdie oomblik, het ons Jesus Christus self, wat vir ons intree voor ons hemelse Vader, wat vir ons pleit. Ons het iemand wat God self wat vir ons intree vanoggend. En asof dit nie genoeg is nie, is die cherry op die koek, dan lees ons daar in Romeine 8, dat die Heilige Gees namens ons ook intree in gebed voor God die Vader. Dink die woorde wat daar gebruik word is, die Heilige Gees tree in met versigtinge. In ander woorde, hy sug, omdat hy ons diepste nood ken, omdat hy verstaan waardeur ons baie keer moet gaan hier op aarde as God se kinders, en dat hy verstaan, partykeer het ons nie woorde om te bid nie, want ons is te moeg, of ons is te hartseer, of ons is te stikkend, en dan tree die Heilige Gees vir ons in, as ons net kan uitroep, Here, hoor my, Here, help. Dan tree die Heilige Gees in, en hy maak ons gebede volmaak voor die hemelse Vader se troon. Dis wie ons vanoggend het, as 'n kind van God is. En dan laastens, en daarmee wil ek afsluit, hoef ons nie net terug te kyk nie, ons hoef nie net vorentoe te kyk nie, ons hoef nie net op te kyk nie, maar vanoggend, as jy dalk nie jou kop kan behoorlik draai nie, dan is daar ook goeie nuus, want dan vanoggend kan jy weet, God is hier, hy's by jou, hy's by jou. Die Heilige Gees, Johannes 14 sê Jesus, voordat hy gekruisig was, het hy vir sy disippels probeer verduidelik wat alles gaan gebeur. En hy sê onder andere, as hy teruggegaan het hemel toe, dan los hy hulle nie as weeskinders agter nie, maar hy gaan vir hulle iemand stuur wat gebeur het op Pinksterdag, naamlik die Heilige Gees wat uitgestort is. In Handelinge lees ons daarvan. En dan sê hy is die trooster, die Parakletos. Wat beteken Parakletos? Parakletos beteken in die oorspronklike Grieks iemand wat langs jou kom staan en wat as dit ware sy arm onder joune kom sit om jou te steun en jou sterk te maak en jou saam met jou die pad stap. Dis God se Gees. Dis wat die Heilige Gees doen. Dit is die trooster. So as jy vanoggend hier is en sê Eldrey, ek het nie krag om terug te kyk, nie, ek het nie krag om vorentoe te kyk nie, ek het nie eers krag om op te kyk nie, ek is net moeg, ek is net gedaan. Jesus sê vanoggend, ek is by jou, my Gees is langs jou, saam met jou elke tree van die pad verder te stap. En die heel laaste, wat vir my seker die fantastieste is, as 'n kind van God is,
dan leef God se Gees in my hart vanoggend. Dan is God self in my hart vanoggend. Dan is hy in my as sy tempel, sê 1 Korintiërs 11 en 12 dit vir ons. Dan is Jesus se opstandingskrag van Efesiërs 1 en Efesiërs 3. Daai krag waarmee God die Vader Jesus uit daai graf uit laat opstaan het daai Sondagoggend. Daai selfde opstandingskrag leef in my vandag as ek God se kind is. So baie keer vergeet ek self dit. Maar God vergeet dit. Dank die Here, God vergeet dit nie. Die Heilige Gees vergeet dit nooit. Hy is altyd in my as sy kind. Mag ons hierdie laaste stukkie van hierdie jaar wat voorlê, waar sien ek by een of ander winkel het hulle so 'n ding in die venster wat hulle die dae aftel tot en met Kersfees. Dink jy, toe ek nou daar verby stap in die week, toe sien ek daar staan iets soos 30, iets in die 30 slaapies voor dit Kersfees is, dog ek, I'm not there yet. Ek is nog nie daar nie. Ek wil net nou survive. Dalk voel jy vanoggend ook so, en jy voel, jou krag is nie altyd genoeg nie. Die goeie nuus vanoggend is, God is by ons. Hy's by jou, as jy sy kind is, woon hy in jou, hy's om jou, hy's agter jou, hy's voor jou, hy's in die hemel, tree hy in vir jou. Dit kan jou mos vanoggend nuwe moed en krag kom gee. Mag die Here dit in ons harte doen. Amen. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons vanoggend kon hoor, dat U ons wil kom herinner vandag om terug te kyk, nie om te onthou wat ons foute en ons mislukkings is en om met skuldgevoelens weer opgesaal te word. Die Here, dis nie van U nie, dis van die bose. Maar U wil ons vanoggend daar terugkyk om te sien hoe het U ons gedra. Elke tree. Selfs voordat ons gebore was, sê die psalmskrywer, het U ons gesien en ons moeders, U ons aan mekaar geweef en U het ons gedra tot hier, tot hierdie oomblik. Maar Here, dankie dat ons vanoggend kan weet, ons kan saam met Paulus vorentoe kyk as ons U kinders is. Here, ons kan ons uitstrek na daai wenpaal, daardie eindstreep, daardie wenstreep, Here, waar ons gaan uitkom. As ons U kinders is, Here, dan gaan ons, as ons laaste asem hier uitblaas op aarde, in U arms opeindig. Wow, Here, dit gaan so amazing wees, ons kan onsself nie indink nie, maar ons weet U wag vir ons. Help ons en herinner ons daaraan. As kinders van die Here, van U. Maar as ons daar vanoggend mense is, wat hier sit en sê, ek weet nie, of ek in die hemelse Vaderhuis gaan wees as ek sterf. Ek is nie seker nie, ek twyfel, of ek weet ek gaan nie. Here, Heilige Gees, kom klop aan hulle harte, moenie opgee nie, moenie weggaan van hulle af nie, en Here, gee hulle vanoggend die genade en die gehoorsaamheid om hulle harte oop te maak vir U en te sê, Here Jesus, U is die Here, U is die een wat aan die kruis gesterf het, ook vir my sonde. Ek wil U in my lewe innooi, want sonder U kan ek nie. Hoor daardie gebede, Here. Maar dankie dat ons ook vanoggend dan kan opkyk, ja, na die sterrehemel en herinner kan word, U het die sterre gemaak, U ken hulle elkeen op hulle name en daarom weet U wie ons is vanoggend. Maar meer as dit, U Jesus sit vandag aan die regterhand van ons hemelse Vader se troon en U pleit vir ons. U tree self vir ons in. En U Heilige Gees sug. U vat ons gebede en U maak dit reg en aanneemlik voor die hemelse Vader as ons partykeer nie eens weet wat of hoe om te bid nie. En dankie dat ons vanoggend weet U is by ons, Heilige Gees, as die trooster wat ons ondersteun en saam met ons langs ons stap, maar bo alles dat U vanoggend as ek U kind is, in my hart woon. En dat ek die opstandingskrag in my hart het, in my lewe, om enige uitdaging te kan oorkom, nie deur my krag nie, maar deur U krag, wat tot volle werking kom, juis wanneer ek swak is, Here. Dankie daarvoor. In U naam bid ons al hierdie dinge. Amen. Kom ons staan en dan